Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Genesis 33 te lees en Genesis 33 is deel van die verhaal van Jakob en Esau waar Jakob terugkeer na hy Esau bedrieg het uit die eersgebore seun uit van sy pa Isak af. En ons lees daarvan in Genesis 27 en dan Jakob se ballingskap by Laban in Padan Aram wat ons lees van in Genesis 29 tot 31. En hier nadat Jakob jarelang by Laban gewerk het en sy familie en rykdom opgebou het, keer hy terug na Kanaan. Jakob ry hom voor om Esau te ontmoet na jare van vervreemding en toe hy Esau nader, buig hy 7 keer nederig neer. En tot Jakob se verrassing hardloop Esau hom tegemoet, omhels hom en dui ook so op sy vergifnis vir hom. Die broers gaan dan in vrede uitmekaar. Jakob vestig hom uiteindelik in Sichem, koop grond, bou 'n altaar tot eer van God. En hierdie fokus dui dus op en fokus op die hereniging van Jakob en Esau, wat dan 'n hoogtepunt van versoening en die vervulling van God se beskerming is. Dit sluit dan ook die Jakob-Laban verhale af en begin dan fokus op die nageslag van Jakob, oftewel Israel. Die verhaal toon dan ook vir ons dat God se beloftes nie net geestelik is nie, maar ook prakties in die lewe van mense vervul word. Want kyk na, hy het veiligheid beleef, sy familie en besittings het toegeneem en God het hom teruggebring na die land wat God aan sy voorvaders en dan ook aan hom beloof het. Ons sien dan dat God hier versoening bring waar mense in nederigheid, gehoorsaamheid en vertroue op God wandel. 'n Paar losgedagtes rondom die teksgedeelte self. As ons kyk na vers 3, sien ek iets van ware versoening wat begin met nederigheid. Jakob stuur geskenke aan Esau om vrede te bewerkstellig en deel sy groepe in sy familie en gesin in groepe vir veiligheid. Dit wys dat hy wysheid gehad het, dat hy nederig was, maar ook strategies in konflikhantering. Jakob erken ook dus so sy skuld en nader Esau met respek, met die dat hy geskenke stuur en natuurlik homself verneder om deur voor Esau te buig. Maar ons sien dan ook dat God harte kan verander. Esau se reaksie wys baie duidelik dat God vooraf in hom gewerk het en sy hart aangeraak het. Gaan kyk gerus na Genesis 32, die vorige hoofstuk. Esau hardloop na Jakob toe, omhels hom, en dit wys dat Esau sy boosheid en wrok teenoor Jakob laat vaar het. Jakob buig diep, toon nederigheid en betoon eer aan Esau. Jakob het sonder woorde deur sy dade, geskenke, respek en die eerbewys sy skuld bely en Esau met sy omhelsing het vergifnis aangebied. En dit laat my dink aan 1 Johannes 1 vers 9, waar daar Johannes skryf en sê, maar as ons sondes bely, hy, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ware versoening vind plaas wanneer skuld bely en vergifnis aangebied word. En dit laat my ook dink aan Spreuke 16 vers 7, waar die Here sê, as die Here tevrede is met 'n mens se lewe, laat hy self so mense vyande in vrede met hom lewe. En God het hier vyandskap tussen broers kom verander in vrede. Maar ons sien ook in vers 4 dat vergifnis hier die verhouding kom herstel. Die ontmoeting verander jare se vrees en skuld in vrede. En 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 20 herinner ons aan ons bediening van versoening wat ons ook het. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toegereken het nie. Hoeveel te meer moet ek en jy nie in daardie bediening van versoening staan en dit leef nie.
Maar ons moet ook eerlik met mekaar wees. As ons kyk na verse 12 tot 17, kan ons sien dat voorsiening beteken nie noodwendig herintegrasie nie. Die broers kies wys deur hulle reise apart voor te sit na die weerontmoeting. Esau aanvaar Jakob se geskenke nie net nie, maar hulle het 'n hele oomblik van vreedsame hereniging, maar wantroue, 'n gesindheid van wantroue word nie in 'n oomblik herstel nie en moet opnuut opgebou word, en daarom trek die broers dan ook elkeen weer terug na sy eie gebied toe. Laat my dink aan Romeine 12 vers 18. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dis 'n praktiese opdrag om vrede na te streef deur die eerste te wees om te vergewe of te versoen, selfs al is dit moeilik, terwyl die verantwoordelikheid vir wraak aan God oorgelaat word. Dan sien ons ook iets van na hierdie ontmoeting en waar die broers uitmekaar uitgaan, dat Jakob se dankbaarheid lei tot aanbidding. Jakob sluit hierdie ervaring af deur 'n altaar vir God te bou, lees ons in verse 18 tot 20. En ek kan nie anders as om te dink in Psalm 133 vers 1, waar Dawid sê, kyk hoe goed en lieflik is dit dat broers ook saam woon. Jakob het die belofte van God gehad dat hy hom sal bewaar, dat hy hom sal seën en dat hy hom sal terugbring. En God maak daardie sirkel, voltooi daardie sirkel, sodat Jakob hom weer kan vestig in die land van Kanaan by die stad Sukkot, waar hy dan tentjies bou vir sy gesin. En dit wys op die belofte en die vervulling van God se belofte dat hy veilig sal wees. Kom ek en jy oorweeg vandag binnend voor die Heilige Gees en vra, neem ons verantwoordelikheid vir gebroke verhoudings in ons lewens waar moontlik. Met ander woorde, neem ons verantwoordelikheid vir daardie verhoudings. En is ek en jy bereid om met nederigheid daardie persone te nader om in 'n bediening van vrede en herstel en versoening te staan? Selfs al is ons bang vir die uitkoms. Vertrou ek en jy nog dat God aan mense se harte kan verander op maniere wat ons nie enigstens kan beïnvloed of beheer nie? Onthou, die feit dat ons versoening bring, beteken nie altyd dat alles weer presies dieselfde word nie. Vertroue word gebou en deur tyd weer bevestig. Kom ons reageer op God se genade met aanbidding en dankbaarheid en gehoorsaamheid om te gaan leef as vredemakers. Groete en seënwense vir jou dag.